my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Baie dankie, u kan die sitplekke neem. Oom Chris en Willie en die gades, al die kinders, kleinkinders, familie, vriende. Ons sê vir u hartlik welkom hier by die gedenkdiens van ons oom Stoffel. 84 jaar. Dis 'n mooi ouderdom. Ja, hy 84 jaar. Die Bybel sê vir ons die lewensjare van die mens is 70 as hy baie sterk is 80. So 84 jaar oom Stoffel is 'n sterk man gewees. Maar ag mag die Here vir julle as familie, u almal as vriende vertroos vandag en versterk en bemoedig soos wat hy alleen dit kan doen. Dit is my kosbaar dat die Here sê vir ons, een van die name van die Heilige Gees is die Trooster. En dis my gebed dat u dit vandag regtig elkeen en ons almal dit sal beleef. Dit was ook my voorreg om vir oom Stoffel baie jare te ken, toe hy nog saam met die tannie daarby, tannie Herman en Chris hulle gewoon het in die woonstel voordat hy later ouer te huis toe is, was dit my voorreg om saam met my pappie, ek kan nou nie onthou of dit was toe my pappie hom na die Here toe gelei het vir hom en die tannie, nie of dit met daai keer is wat ek saam was en of die ander keer was toe my pappie hom oor die doop gaan sien het, maar wat 'n voorreg dat my eie pappie hom ook na die Here toe kon lei en hom kon doop en al hierdie jare wat ons hom geken het, saam die pad kon stap en selfs toe hy al ouer te huis toe is daar in Parys, gereeld nog steeds as hy by die familie was, saam was in die kerk en ja, ag oom Stoffel, ek persoonlik gaan hom ook baie mis, altyd, selfs hierdie laaste ruk, as ek daar by hom gekom het in die hospitaal, al was hy al bietjie de mekaar, as ek daar instap, dan herken hy my, pastoor, dankie, dat jy vir my kom bid het, en ek gaan hom baie mis, sy plekkie is leeg, en so weet ek, u gaan hom ook elkeen baie mis. Kom ons sluit het ons oë en ons open ook hierdie geleentheid op die gepaste wyse. Onse kosbare hemelse Vader, die God van alle vertroosting, wat ons troos, Here, in tye van smart en seer, sodat ons ook weer verander en vir mekaar 'n troos kan wees. Dankie, Here, dat ons by geleenthede soos hierdie 'n toevlug het, 'n trooster het, iemand na wie toe ons kan gaan, iemand wat met ons medelee het, iemand wat nie net simpatie het nie, maar ook empatie, iemand wat goed bekend is met die dood en die smart van die dood. Dankie, Here, dat ons by u 'n toevlug het en dat ons na u toe kan kom in sulke geleenthede, ook vanoggend weer, Here, dat ons na u toe kan kom en kan vra, Here, troos ons, versterk ons, bemoedig ons harte is seer, Here, maar dankie dat u ook hier is vanmôre. En nie net vandag en hier waar ons by hierdie diens saam is nie, ook in die tyd wat voorlê. U woord sê, u is die skaduwee aan ons regterhand. U woord sê, u sal ons nooit begewe of verlaat nie. Sal u die kinders, die kleinkinders, die familie, die vriende vertroos soos wat u alleen dit kan doen. Dankie dat ons dit vir u mag vra, Here. En ons bid dit in Jesus naam. En ons vra ook, sal u hierdie verrigtinge vanmôre seën. Mag u alles wat hier gebeur vanmôre seën, sal dit strek tot eer van u naam, uitbreiding van u koninkryk en tot vertroosting van elkeen wat hier is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Terwyl ons so staan, lees ek vir ons die begrafnisbrief. Dit was die Here se wil om die gees van ons ontslape Vader, Stoffel Myntjies, te laat terugkeer na hom wat dit gegee het. Ons sou hom nog so graag 'n bietjie langer wou hê.
'n bietjie meer wou doen, nog iets wou sê, meer wou gee, bietjie meer waardeer, die tyd in sy snelle loop wou keer, maar die Here het geroep, dit is sy wil. Swyg my siel, wees maar net stil, die uurglas is leeg, die tyd is heen, dankie Heer vir die tydjie, wat U hom aan ons geleen het. Sy heengaan word die betreur deur sy kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. Baie dankie, U kan die sitplek neem. Geliefdes, die dood is nie 'n onderwerp wat ons lief is as mens om oor te praat nie. Dis iets wat seer maak, en tog is dit iets wat seker meer seker is, amper as alles in hierdie lewe. Soos die ou Engelse spreekwoord sê, death and taxes. So omtrent die enigste dinge in hierdie lewe uit 'n menslike perspektief wat seker is, as 'n Christen wil ek daarom daar byvoeg wat nog meer seker is as dit, is die woord van die lewende God. Maar die dood. En wanneer ons by die afsterwe kom van 'n geliefde, of wanneer ons self die dood in die oë staar, dan is dit 'n realiteit wat ons skielik besef, is iets wat jy nie kan sommer net ontsnap nie. Dis 'n realiteit wat elkeen van ons in hierdie lewe ontmoet. Dis tog 'n voorreg vanmôre vir my om vir oom Stoffel se gedenkdiens te mag waarneem. Jy weet, as 'n leraar doen 'n mens baie begrafnisse. Ons help maar waar ons kan en ons begrawe baie keer mense wat jy glad nie ken nie. Maar dis 'n voorreg om iemand te begrawe wat jy geken het. Dis begrafnisse soos hierdie wat 'n mens iets kan sê oor die persoon wat oorlede is, omdat 'n mens hom geken het. En vir oom Stoffel, baie getrou, altyd in die dienste, te kon sien hoe dat hy die Here dien. Van daardie keer al wat hy sy hart en lewe aan die Here oorgegee het, later gedoop is, en hoe dat hy maar altyd hier, waar oom Chris en tannie Herma hulle nog steeds altyd sit, saam met hulle gesit het. En daarom is dit 'n voorreg vanmôre om iemand met wie mense pad gestap het, kon gesien het, oom Stoffel ken die Here, hy dien die Here. Is dit my voorreg om vanmôre hierdie diens te kan waarneem. Ek lees vir ons Psalm 139. Seker een van die mooiste psalms in die Bybel. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed. Kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou U hand my lei en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge,
toe ek in die geheim gemaak is, nie kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in u boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by u. As ek 'n teksvers kan gee, omdat dit nou vandag 'n gedenkdiens is, vers 8, hy sê, klim ek op na die hemel, u is daar, en maak ek die doderyk my bed. Kyk, u is daar. Selfs wanneer ek sterf, is die Here teenwoordig. Ag, ek dink aan baie gevalle, is 'n mens baie keer bevoorreg om by 'n geliefde te wees wanneer hulle sterf. En dan is daar weer ander gevalle waar 'n mens nie by hulle is nie. Baie keer is 'n mens 'n paar minute te laat. Ek dink maar aan my eie mammie, toe sy oorlede is. Was dit vir ons as familie swaar? Toe hulle bel en sê ons moet kom. My pappie dink ek was 5 minute laat. Ek het so 2 minute na hom daar aangekom. En dan voel 'n mens sleg, want 'n mens dink dalk, ag, ek moes daar gewees het, maar weet jy, een ding wat my getroos het rondom dit is, toe besef ek, soms het die Here 'n afspraak met die een wat hy kom haal. En dan wil hy nie hê daar moet ander by wees nie. So het die Here met sy kinders 'n afspraak. Ag, ek wil met 'n paar gedagtes wissel uit hierdie pragtige psalm. Dis seker vir my persoonlik een van die kosbaarste psalms, want weet jy, eintlik som hierdie psalm die kern van die lewe op. Want hierdie lewe gaan nie oor wat se werk jy doen, wat se suksesse jy in hierdie lewe behaal, wat se leere jy geklim het, wat se bergpieke jy bereik het. Nee, want die dag as jy jou hoof neerlê, dan was al hierdie ander dinge tydelik. Maar hierdie psalm, en ek glo jy sal dit vanmôre ook sien, uit die boodskap, vat die kern van die lewe saam, en dit is om deur God geken te word, maar ook om God te ken. Want dit sny beide kante toe. Dit gaan oor 'n verhouding met God, want dis een ding wat ewigheidswaarde het. Ek wil sê in hierdie lewe, dis die enigste iets wat ewigheidswaarde het, is verhouding. Verhouding met God en selfs ons verhouding met mekaar, maar veral in hierdie psalm, en daarom die eerste gedagte wat ek met u wil wissel, is juis hierdie konsep van verhouding. Verhouding met God, 'n persoonlike verhouding met God. Die Here wat ons gemaak het. Kyk hoe intiem ken die Here my en jou nie net nie. Ek het so 'n paar weke gelede ook uit hierdie psalm met ons gemeente gesels, en dis my so kosbaar, as ons kyk hier vanaf vers 13, hy sê, want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Dis nie net 'n biologiese ongeluk nie, dis nie net 'n biologiese iets wat gebeur het nie, geliefdes. God self is betrokke by die vorming en die weef van elke mens. So intiem ken die Here my en jou. Hy sê, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Nou nie, dit gaan nie oor om homself op die skouer te klop nie. Dit gaan oor toe die psalmdigter na sy liggaam kyk en hy besef, God het my gemaak. God het my geweef in die moeder se skoot. Wonderbaar is U werk en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef. Hy's 'n kunstenaar, die grootste kunstenaar. God ken my en jou as mens. Dieper as wat enige iemand jou ooit sal ken, dieper as wat jy jouself ooit sal ken, ken God jou. Hy het nie opgehou om jou te ken
terwyl jy in die moederskoot was en toe jy gebore is nie. Nee, want ons eerste paar verse sê, vir die musiekleier, Psalm van Dawid, Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan, algemene goed. My gaan en my lê, sê vers 3, maar nie net die algemene goed nie. Hy ken ons so goed. Elke mens is God so betrokke by. Hy ken jou of jy hom ken of nie. God ken jou. Deur en deur. Nie net jou algemene goed so sit, staan, gaan lê. Waar jy ook al beweeg, waar jy ook al gaan, ook die geheime goed, u verstaan. Van ver my gedagte. U is met al my weë goed bekend. Hy sê, daar is nog nie eers 'n woord op my tong nie, of u Here, u ken dit geheel en al. God ken jou. God ken my, ook oom Stoffel, die Here het hom geken. Die Here het hom ook geweef, gevorm en gemaak. En deur jou hele lewe ken die Here jou. Maar wat vir my opvallend is, as ek na hierdie Psalm kyk, geliefdes, het jy opgemerk, in watter persoon is hierdie Psalm geskryf? Dis nie in die derde persoon geskryf nie. Dawid skryf nie vir ons hierdie Psalm en vertel vir my en jou iets van God nie. Hierdie hele Psalm is in die eerste persoon geskryf. Dawid praat met God self. Dit sê vir my dat daar's 'n persoonlike verhouding. Ook hy as die psalmdigter is nie net deur God geken nie, maar hy ken God self ook persoonlik. Hy praat met die Here in hierdie Psalm oor die diepste dinge. Sy geheime gedagtes, sy gebreke, sy foute, hoe dat hy selfs partymal voel, Here, ek wil van U af wegvlug. Maar waar gaan ek heen? Hy praat met die Here, hy ken God persoonlik. En hy het 'n diep verhouding met God gehad, hierdie man, want hy skryf goed in hierdie Psalm wat die moderne mediese en wetenskap vandag eers ontdek. Nou ek gaan u nie vanmôre met dit vermoei nie, maar daar's konsepte in die Hebreëus hier ingebou wat hierdie Dawid moes God baie persoonlik geken het. So nie net het hy besef hoe God hom ken nie, maar hy het ook God persoonlik geken. Verhouding. 'n persoonlike verhouding, om nie net deur God geken te word nie, maar self ook die Here persoonlik te ken. En terwyl ek voorberei rondom hierdie gedagte, toe kom dit by my op, 'n vraag vir myself en vir u vanmôre. Die vraag is nie of ken God jou nie, want hy's alwetend, hy ken ons almal deur en deur. Die vraag is, ken jy hom? Wat 'n voorreg was dit nie, soos ek sê, my eie pappie, hy's ook vanmôre hier, dat hy vir oom Stoffel na die Here toe gelei het, waar daar 'n dag was wat oom Stoffel ook Jesus Christus persoonlik ontmoet het, ook sy hart en lewe aan Jesus gegee het. Gesê het, Here, ek wil U ook ken, ek wil met U 'n pad stap, ek wil vir U lewe. Het jy al 'n persoonlike verhouding met God? Nie net ken hy jou nie, maar ken jy hom? Die volgende gedagte wat ek aan u wil voorhou is 'n vaste sekerheid. 'n Versekering. Kyk hoe beskryf hierdie Psalm, hoe dat Dawid sekerheid gehad het dat God is altyd by hom. En oral by hom. En dat daar geen plek is waar hy ooit kan kom waar God nie is nie. Vanaf vers 5, U sluit my in van agter en van voor, U lê U hand op my, om dit te begryp is te wonderbaar, te hoog, ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, maak ek die doderyk my bed, kyk U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Wat sê hy vir ons? Maak nie saak waar ek gaan nie, ek het hierdie vaste wete, God is by my. Of ek op die bergtop is en of ek onder in die vallei is, of ek in die lig is en of ek in die duisternis is, of ek myself in 'n diep gat bevind en of ek my op die kruin van die lewe bevind. Dis alles omvattend. God is altyd by my.
En weet jy geliefdes, hy is nie 'n onpersoonlike God, 'n onpersoonlike wese wat maar die skepping daar gestel het. Ons het nou vir u gewys hoe dat hy so persoonlik betrokke was dat hy jou in die moederskoot geweef het. En nog steeds betrokke is en wil wees, ook in 'n persoonlike verhouding met jou, maar hy's altyd by ons en weet jy as jy sy kind is, dan beleef jy nog 'n dieper vlak van dit. Ek dink dit moet verskriklik wees die wete as jy 'n verlore sondaar is wat nog nie die Here ken of dien nie. Weet jy, hy's altyd oral want hy's alomteenwoordig. Ek dink dis een van die verskriklikste realiteite vir die mensdom, is dat God altyd, oral, 100% teenwoordig is. Ook wanneer jy alleen is, wanneer jy dink niemand jou sien nie, God is daar, hy sien jou, maar vir sy kinders is dit eintlik 'n wonderlike troos. Vir my as kind van God, dis wat Dawid ook hier sê, en ek glo dit was so om Stoffel ook so, as sy kinders weet ons, God is by my, God sal my nie begewe of verlaat nie, hy is die skaduwee aan my regterhand. Hoe mooi is dit in vers 5, hy sê, u sluit my in, van agter en van voor, u lê u hand op my, ek is van alle kante af toegemaak. Hou die Here my vas in die holte van sy hand. Vers 10 sê dit, waar sal ek gaan waar u hand my nie vashou nie? Maak nie saak waar ek gaan nie, u hand, u regterhand hou my vas. Laat my dink aan Johannes hoofstuk 10 waar Jesus homself beskryf as die goeie herder. Hy is die goeie herder. Dan sê hy daar in vers 27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my. En dan sê vers 28, dan sê hy, en ek gee aan hulle die ewige lewe, en niemand kan hulle uit my hand ruk nie. Net die volgende vers 29 gaan sê hy, my Vader is groter as almal, en wat groter as ek is, niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. 'n dubbele versekering, as jy aan God behoort, hy hou jou vas, daai vaste sekerheid, maak nie saak waar ek in hierdie lewe gaan nie, al word ek siek, al lê ek in 'n siekbed, daar is 'n lewende God wat by my is, hy's die skaduwee aan my regterhand, hy sal my nooit begewe, nooit verlaat nie, hy hou my vas, en niks kan my uit sy hand ruk nie. Selfs die dood het nie mag oor 'n kind van God nie. God spreek die laaste woord. Hy besluit wanneer dit jou tyd is. Ag, toe ons so gesels, ek en Tannie Herma en oom Chris, toe hulle my kom sien oor die reëlings vir die begrafnis. Ag, dan praat 'n mens oor ons gevoelens. Ons praat oor ons emosies. Ons praat oor ons belewenis wanneer ons by 'n sterfbed staan van 'n geliefde. Dan het ons baie vrae. Ons wonder kon dinge nie bietjie anders gewees het nie. En is normaal, en is goed so. Dis 'n manier om deur hierdie dinge te moet werk. Maar hoe is dit nie vir ons almal 'n troos en toe ons aan die einde van ons gesprek eintlik daarby uitkom en sê, maar dit maak nie saak wat die mens doen nie. Maak nie saak wat watter dokter sê of doen nie. Maak nie saak wat watter verpleegster sê of doen nie. Maak nie saak wat die medisy en die wetenskap sê nie. Maak nie saak wat 'n masjien gekoppel is of nie. God besluit. As God sê, my kind, jou tyd is verby, kom op hierheen. Kan die res doen wat hulle wil. God het gespreek. Hy die laaste sê. En dis vir ons as kinders van God 'n geweldige troos. Ek is in God se hand, hy besluit. Hy die laaste sê in my lewe, nie die dood nie, nie die vyand nie, nie my krankheid, nie my siekte, niks het die laaste sê in my lewe as ek aan God behoort nie. Geliefdes, laaste gedagte wat ek met u wil wissel, is ook 'n vaste hoop, 'n vaste vertroue. Die laaste 2 verse van hierdie Psalm sê, vers 23, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, hy sê en kyk of daar by my 'n weg is van smart, maar hoor nou hierdie woorde, en lei my op die ewige weg. Dawid, hierdie man na God se hart, hierdie man wat deur God geken is, maar wat ook God persoonlik geken het.
Jy vind dit deur baie van sy skrywes, baie van sy psalms, hierdie wete, daar is 'n ewige weg. Daar is 'n eindbestemming. Die Here is met my op pad. Ja, baie keer moet ek die Here vra, Here ondersoek my, maar lei my op die ewige weg. Daar is 'n ewigheid wat wag. En hierdie Dawid skryf dit, hy sê, Here lei my dan op die ewige weg. Ek het 'n vaste vertroue, dis wat God doen. Hy sal my lei op die ewige weg. Hy lei my dat ek eendag vir altyd by hom kan wees. 'n Vaste wete, 'n vaste sekerheid. Geliefdes, as ek dink aan oom Stoffel, dink aan my moeder wat ons vooruit gegaan het, ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het. Hulle beleef nou die ewige weg. Jy begin hom al loop in hierdie lewe. Almal van ons is op 'n ewige weg. As ek hierdie boodskap kan afsluit, ek het met u gepraat oor 'n verhouding. Nie net dat God jou ken nie, die vraag is, ken jy hom? Ek het met u gepraat oor 'n vaste sekerheid, die wete God is altyd teenwoordig. Het jy daai vaste sekerheid? Bring dit vir jou vrede omdat jy aan hom behoort, of wek dit by jou vrees op dalk omdat jy besef, ek ken hom nie. En die laaste vraag is, of die laaste punt is, daar's 'n ewige weg, maar weet jy, elkeen van ons is op 'n ewige weg. Dit is mooi om te weet, die Here ken my, ek moet hom ook ken, en al hierdie dinge, maar geliefdes, hierdie laaste vraag, wat sê Dawid? Hy sê, Here, deurgrond my, o God, en ken my, toets my, ken my gedagtes, en dan sê hy, en kyk of daar by my 'n weg is van smart. Sien geliefdes, die realiteit van hierdie lewe is, almal van ons is op 'n ewige weg. Die een lei na ewige smart. As jy God nie ken nie, en luister, is nie God se begeerte dat enige een daardie weg moet bewandel, veral nie tot by die uiteinde daarvan nie, waar jy ewig smart sal beleef. Dis nie God se begeerte nie. Weet jy, niemand gaan verlore, en niemand gaan hel toe na die ewige smart en verderf, omdat God hulle daar wil hê nie. Niemand nie. Teendeel, die woord leer ons baie uitdruklik, dis nie sy begeerte dat enige een moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering sal kom en tot die waarheid sal kom en gered sal word. Dis sy begeerte. Dis hoekom Jesus gekom het, om ons sonde skuld te betaal, my en jou sonde skuld. Ek en jy wat help. Hy het vir ons die weg kom maak, het jy al, as ek dink aan die ewige weg van vrede met God, die ewige weg van die ewige lewe, dan kom Jesus in Johannes 14 vers 6, dan sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dank die Here, hy het 'n weg kom maak vir my en jou as mens, om met God versoen te word, om met God 'n verhouding te kan hê, om met hom 'n pad te kan loop op die ewige weg wat na die ewige lewe lei. En daarom, geliefdes, baie keer vra mense vir my, "Haai pastoor, hoekom bring jy baie keer so 'n harde deel in 'n boodskap, veral by 'n gedenkdiens of 'n begrafnis?" Weet jy, dis die grootste eer wat ek vir enige iemand kan bewys, by 'n begrafnisdiens of 'n gedenkdiens. Want as oom Stoffel vanmôre nou hier kon staan, wat sou hy vir my en jou sê? Die grootste eer wat ek aan hom kan bewys is, om geleentheid te gee op sy begrafnisdiens, sy gedenkdiens,
vir mense wat sê, maar Here, ek weet van U. Ek het al baie gehoor van U. Ek het al baie gelees van U. Maar ek ken U nog nie persoonlik nie. En daarom vra ek, terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë. Dalk sit jy vanmôre in hierdie diens. Ons dink terug aan oom Stoffel, ons harte is seer, maar daar's vir my en jou 'n boodskap vanmôre. Dalk sit jy en jy besef, maar ek ken die Here nog nie. Nie persoonlik nie, ek het nie 'n verhouding met hom nie. Ek weet van hom, maar ek ken hom nie. Sê die Here, nooi hy jou vanmôre. En sê, kom na my toe. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos sneeu. Die Here wil jou reinig, hy wil jou was, hy wil jou lewe verander, hy wil saam met jou die pad begin loop op die ewige weg. Nie die weg van smarte nie, maar die weg van die ewige lewe saam met Christus. As dit vanmôre jou gebed is, wil ek vir jou sê, net daar waar jy sit, wil jy nie in jou hart na die Here roep en sê, Here, vergewe my sonde, was my met U bloed, maak my U kind, loop hierdie pad met my Here, en dan gaan nou 'n gebed bid, ook vir elkeen van U. Here, ons dank U vir U woord. Dankie Here dat daar 'n ewige weg is, van die ewige lewe, saam met U. Dankie dat daar 'n weg gemaak is deur ons Here Jesus Christus, sy kruisdood, sy opstanding, dat ons versoen kan wees met God, dat ons 'n verhouding met U as die lewende God kan hê, en dat ons nie die dood, wat eendag ook aan ons deur gaan klop, met vrees tegemoet hoef te gaan, die Here, maar dat ons 'n vaste hoop kan hê, 'n vaste sekerheid, dat God is by my, God is met my, hy loop hierdie pad saam met my, en wanneer dit moeilik gaan, dan draai hy my, gee hy my krag om aan te hou, vas te hou. Ag Here, as jy enige iemand vanmôre hier is, dankie dat U Gees elkeen ken en elke hart werk. As jy enige een vanmôre hier is, Here, wat U nie ken nie, sal U vanmôre hulle voorkeer, sal U die woord vasmaak in ons harte, sal U gee dat hulle ook hulle harte en lewens in hierdie oomblik vir U sal oorgee. U sal aanneem as hulle verlosser en saligmaker, en hulle sal red. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons saam met oom Stoffel kan uitsien na daardie dag, wat U ook ons gaan roep, en vir ewig by U te wees. Tot dan, Here, bid ons steeds, dat U ons wat hier is, sal vertroos, sal versterk, sal oprig, sal lei op die ewige weg. Ons loof U daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. Dankie dan vanmôre, my voorreg om bedankings te dien, en ek wil sê namens die familie, wil ons opregte dank en waardering uitspreek aan elkeen wat ons in hierdie moeilike tyd ondersteun het, met die afsterwe van ons geliefde oom Stoffel Mintjies. Aan die personeel van die ouer huis, baie dankie vir die liefde, geduld, sorg en deernis waarmee julle oom Stoffel versorg het. Julle vriendelikheid en toegewydheid het vir hom en vir ons as familie baie beteken. 'n spesiale woord van dank aan Dr. Plessis en personeel van Cormet, dan ook aan Michael Riedenes van Steptown, daar was ook dan Dr. Harold en Dr. Blighnout, en ons wil vir hulle ook sê dan, wat ken die asook die personeel en die faciliteite, en vir hulle professionele sal omgee en ondersteuning. Ons waardeer elke poging wat aangewend is, om hom die beste moontlike versorging te gee. Aan ons familie, vriende, kennisse, mense van Sasolburg en Safripol wat saam met hom gewerk het en wat ook geken het, en wat vandag ook al hier is, almal wat naby en wat ver gereis het om saam met ons afskeid te neem. Dankie dat julle liefde, gebede, boodskappe, blomme, oproepe, versoeke en ondersteunings met ons gedeel het. Julle teenwoordigheid het ons diep geraak en vir ons groot vertroosting gebring. Ook wil ons pastoor sê, baie dankie vir die opregte boodskap en die troostwoorde, die waardige diens en die geestelike leiding wat vir ons almal nuwe moed gegee het. Dankie aan elke persoon wat op enige wyse bygedra het, of dit nou deur kos, hulp, vervoer, reëling, skenkings of stil gebede was.
elke gebaar, hoe ook, het vir ons baie beteken. Ons harte is swaar oor ons verlies, maar ons is dankbaar dat ons in hierdie pad nie alleen hoef te stap nie, maar God gee alleen, maar God elkeen van julle ryklik seën vir die liefde, die omgee en ondersteuning wat julle aan ons familie bewys het, met opregte dankbare van die Mandjies gesin. Baie dankie die Here seën. Ek gaan die draers hier na vore roep en soos wat ek die naam lees, is jy welkom om die plek hier voor te kom inneem. Ons gaan die kerkgebou in hierdie volgorde verlaat, eers die draers met die kus en dan kan jy almal saam uitbeweeg. Ons gaan hier agter, hier buite by die lijksbaal by mekaar kom vir 'n laaste eerbetoning, so moet maar nie te ver weg beweeg nie, kan maar lekker naby staan. Dan gaan ons daar net die laaste eerbetoning doen en dan is u so welkom om 'n drinkdingetjie en 'n eetdingetjie te geniet saam met die familie. So dankie vir al u wat ver gekom het, dat u ook vandag hier was. Ek lees dit vir ons die draers uit. Chris Myntjies seun, Willie Myntjies seun, Johan Myntjies kleinseun, Herman Myntjies kleinseun, De Toy Myntjies kleinseun en Nadia Myntjies kleindogter. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Geliefdes, ek lees vir ons 'n gedeelte uit Paulus se brief aan die Tessalonisense. 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 skryf Paulus, hy sê, maar broeders, natuurlik susters en kinders ingesluit, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Geliefdes, die woord leer vir ons dat wanneer die mens sterf, dan keer sy liggaam terug na die aarde, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer, maar die gees keer terug na God wat dit gegee het. En daarom vertrou ons dan ons oom Stoffel sy liggaam toe aan die aarde, maar ook sy gees vertrou ons toe aan God wat dit gegee het tot op daardie dag, soos ons nou gelees het, wanneer hy weer sal opstaan met 'n verheerlikte liggaam, en ons ook, as ons aan die Here behoort, hom tegemoet sal gaan in die lig, ons Here Jesus, saam met ons geliefdes. So daarom is dit nie by die afsterwe van 'n geliefde, as ons kinders van God is, vaarwel nie, dis net tot ziens. Want binnekort sal ons mekaar weer sien. Amen. Ons gee vir u elkeen geleentheid. Hier is roosblaartjies wat u op die kus kan kom plaas vir 'n laaste eerbetoning. En ek gaan net vra dat, net voordat u dit nou doen, dat ons oë sal sluit en dat ons die Here se seën oor ons sal uitspreek. Nou bid ons dat die wonderlike liefde van God ons Vader, die groot genade van ons Here Jesus Christus en ook die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal bly totdat Jesus kom. Amen en amen. So dankie dat u vandag by ons ingeskakel het. Ons gebed is dat vandag se diens vir u tot groot seën was
U is so welkom om dit ook met ander te deel. U is ook welkom om ons te kontak. Ons as leraars en herders van hierdie gemeente is lief vir ons gemeente en ons is bereid om enige tyd met u te gesels, sou u dalk 'n probleem hê, 'n gebedsversoek of net lekker wil gesels, is u so welkom om enige een van ons te kontak by die kontakbesonderhede wat op die skerm verskyn. U kan ook ons kerkgebou self besoek by 1 Tafelberg Singel in Valpark. U kan ook aan ons skryf by posbus 61887 Valpark 1948. Ons wys ook vir u ons sosiale media besonderhede. U kan ons webtuiste besoek by www.agsvalpark.co.za. U kan ons ook e-pos by die kantoor by kantoor@agsvalpark.co.za. U kan ook ons YouTube kanaal by inskakel. Ook daar sal u al ons boodskappe wat ons weekliks uitsaai, sal u daar te vind kry. U kan ook op Facebook ons vind, ook by Twitter, as ook op Telegram het ons 'n groep waar ons al ons nuutste besonderhede en nuus ensovoorts uitsaai. U kan ook op daardie skakel ingaan en dan sal u ook daardie besonderhede ontvang. Indien u voel om ook ons gemeente op finansiële gebied te ondersteun, is u so welkom om enige bydraes in te betaal by die bankbesonderhede soos dit op die skerm verskyn. Enige bydraes word opreg waardeer en mag die Here u ook baie ryklik seën daarvoor. Ons bid vir u 'n wonderlike week toe uit die hand van ons Here Jesus Christus. Amen.